miskien help hulle pa sit? Middag, mevrou. Jammer om te pla. Miskien as mevrou terugkom, as mevrou my kan help met 'n paar sente of enigiets asseblief. Hierdie spaar hier reg voor ons. Hy het my altyd baie kos gegee vir die mense, maar nou gee hulle my niks meer nie. Hulle gebruik die kos om hondepellets te maak. Hulle het 'n masjien aangeskaf wat hondepellets maak en hulle verkoop dit vir die hondekos. So ek kan nie meer hier kom kos haal nie, as nou niks meer nie. Waar gaan ons nou toe? Nou gaan ons na Irene toe, hier by die dam. Waar die mense plak om die dam. Dit is vreeslik erg hierso om te sien hoe mense kan lewe. Dit is bietjie baie moeilik. Baie moeilike situasie. Hierso stop ons nou. Ek kan julle die dam wys van hierso af. As julle so kan kyk daar, dis die beginne van die dam, maar agter die dam by die bome. Ek sien daar 'n steek van die tente uit daar waar die mense bly. Die res van die community sal ek sê het hulle uitgestoot. Hulle is nie meer welkom in die community nie, want die mense wat daar bly het reeds voorheen in agterplase gebly in Clermont en Montclair. Dit is die meeste mense wat hier bly kom van daar af. Hulle is uitgestoot want hulle kan nie rent betaal nie, waterligte betaal nie. Dan is hoekom almal hier bymekaar gekom het en hulle bly nou hier onder die bome. Ja, bly jy ook nou hierso? Ja, ons bly ook in die plek. Ja, ons bly daar nooit in. O ja, jy's maar saam. Ja, Ja, hoor jy nou maar bly lekker hierso. Geniet julle dit. dis lekker hierso. Is dit? Ja. Kant is dit lekker, maar aan die ander kant is dit tog nie, as mense sien nou die gevare wat al hier gebeur het. Ja. Ons het laas jaar die brand gehad hierso. Ja, Nou hierdie jaar daai boom het geval. die brand. Dit was 'n short van elektrisiteit. Okay, maar wat was die skade? Mense seer gekry. Irene se sussie se dogter. Ja. Sy het seer gekry, baie ernstig. Sy het lelike brande gehad. Ja. Sy was die laaste ene. Ruska, hier is sy. Ruska, kom hierso. Gaan met jou. Hè? Sy wys my 'n bietjie waar jy oral gebrand het toe. Hierso. Jou arm. Kyk hier, man. Jou been. Ja, hulle het baie van dinge se baie Die ander been, jou rug. Ja, hier broer langs. Ja, dit was, maar lekker eet hoor. sy Kyk, was die ernstigste. en nie dit. Maar wat gebeur nou hierso vandag? Vrou is doodgeval die boom met 'n boom en sy is vandag begrawe. Is dit? Is dit al die mense nou hier? Dis al die mense wat nou hier is en nou is begrawe. Wel ons het met die partyd gevra om te help om hierdie bome van ontslae te raak. Hulle wou met mekaar begop gaan as hulle. Hulle wou verstrek ons te help. Hulle reg het hulle ons nie help. Munisipaliteit. Ja, roep hom. Hulle wil net bind skoon maak nie. Hulle weier om dit te doen. Hulle wou die bome sny. Hulle sê Mense kry met dit. hulle sê hoekom moet hulle dit vir ons doen? Nou, ons betaal nie hier nie, so hoekom moet hulle ons help? Maar die swarte kan dit kry. Dit is uit die boom wat laasweek in Saterdag aand om 8:00 geval het en 'n lewe gevat het. So ek is maar hier gesit as bestuurder van die park om na hierdie mense te kyk en om te gee vir hierdie mense. Ek is baie lief vir hierdie mense. Die mense is vir my soos families en die kindertjies noem my ouma Irene, die groot mense noem my ma Irene. So ek is 'n moeder vir hulle en ek is 'n ouma vir die kinders. So vir my gaan dit om die lewe wat hier is.
Dit is wel wit-blanke plakkers, maar vir my is dit nie plakkers nie, dit is wit mense wat geval het in die lewe en alles verloor het en hier opgeland het. Die tent is leeg, hier bly niemand nie. Die tent is net hier gelos om uit te gaan. Mense wat hier gebly het terug verhuis Johannesburg toe. Hulle bly plek gekry en werk gekry in Johannesburg. Wat ek baie dankbaar is vir hulle kindertjies. En dan is het vir ouma en oupa wat nou hier bly, twee ou mense, dierbare mense. En dan kom ons dan by hierdie pragtige double story huisie wat nou hier gebou is, wat baie mooi is. En dan kom ons dan by hierdie oomie se pragtige groentetuin wat hy nou van groente geplant het, tomaties en mielies. Kyk hierdie. Wat daar is dit al weg.